Hoe kan ons mekaar se laste dra, wanneer ons eie hande dalk leeg is, of ons dalk ver verwyderd is van mekaar? Bly ingeskakel vir 'n praktiese wenk. Dis tyd vir vroue met waagmoed. Kuier saam met my, Marina Meiburg, uit God se woord. Hallo vroue met waagmoed. Welkom by vandag se aanmoediging uit God se woord. Ek het aan die einde vir jou 'n spesiale uitnodiging. So hou aan luister tot dan. Maar kom ons spring dadelik weg en ek lees vir jou uit Filippense 1 vers 3 tot 4. Paulus is aan die woord. Hy skryf: Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Nou kom ons dink vir 'n oomblik 'n bietjie hieroor. Paulus het sy eie uitdagings want hy is in die tronk. Maar ten spyte daarvan, dank hy God elke maal as hy aan die Filippense dink. En boonop bid hy vir hulle met blydskap. Nou vriendin, ten spyte van die uitdagings wat ek en jy elke dag mag ervaar, die besig wees, die verantwoordelikhede, die soms oorweldigende gevoelens. Wel, ek wil jou vandag so 'n bietjie aanmoedig om in Paulus se voetspore te volg. Kom ons dra mekaar in gebed. Ons is dikwels so geneig om te dink dat ons fisies moet ingryp, 'n tasbare oplossing moet bied. En glo my, daardie dade van liefde is kragtig en baie noodsaaklik, maar daar is tye wanneer ons eie hande leeg is, wanneer ons nie die middele het om te gee of om ietsie te doen nie. En dit is presies daar waar die wonder van gebed inkom. Al voel ek en jy magteloos om fisies te help op die oomblik, of al is die afstand net te groot, of die probleem te kompleks vir ons om te verstaan. Weet jy, ek en jy kan bid. Gebed het 'n dieper krag, 'n reikwyte wat baie verder strek as wat ek en jy ooit kan besef. Soos wat Galasiërs 6 vers 2 ons aanspoor om mekaar se laste te dra, wil ek jou vandag ernstig aanmoedig om mekaar veral in gebed te dra. Dit is nie 'n plig wat ons afmerk nie, maar 'n gesprek met God namens iemand anders. Vriendin, dit is 'n onsigbare dienswerk, 'n liefdeswerk, wat dikwels sonder enige aardse erkenning geskied. Maar in die geestelike riem is dit 'n kragwerk van onskatbare waarde. Jy mag dalk voel dat jou dae reeds so oorvol is en die gedagte aan 'n lang gebedslys, amper so lank soos 'n kalender, voel heeltemal net oorweldigend. Maar dit gaan nie noodwendig oor formele, lang gebedsessies nie. Dit gaan oor 'n hart wat ingestel is op God en sensitief is vir die inspraak van Heilige Gees. As die Gees jou lei om iemand spesifiek op jou formele gebedslys te plaas, doen dit beslis, moet dit nie nalat nie. Maar ek wil jou vandag aanmoedig om veral aandag te gee aan daardie oomblikke gedurende jou dag, wanneer iemand skielik in jou gedagtes opkom. Dit kan 'n naam of 'n gesig wees van iemand met wie jy lanklaas gepraat het, 'n kollega, 'n familielid, jou geestelike leier of 'n kennis wat jy dalk in jare nie gesien het nie. Ek is baie seker, jy het al by jouself gewonder, nou hoekom dink ek nou aan daardie persoon? Weet jy wat? Bid net vir hulle. God weet hoekom. Of jy nou besig is om te bestuur, by die werk is, kos maak, inkopies doen, ontspan, TV kyk, of selfs skielik wakker word in die nag.
wees net getrou en bid. Ons hoef nie die spesifieke omstandighede te ken van daardie persoon of selfs te bel om uit te vind wat die probleem is nie. Waarskynlik gaan jy in elk geval nie 'n antwoord kry nie. Maar weet jy, God ken die dieptes van elke hart en hy weet waarin daardie persoon hulle self bevind. Ons hoef ook nie vir hulle te sê dat ons vir hulle gebid het nie. Die krag lê in ons getrouheid. Here, kan jy eenvoudig bid? Ek weet nie waarom hierdie persoon nou in my gedagtes is nie, maar ek plaas hulle voor U. Vader, U sien hulle hart en U ken hulle omstandighede. Ek vra dat U in die situasie sal ingryp en wat ook al die behoefte is, aanspreek. Vriendin, dit is dikwels al wat jy nodig het om te bid. Behalwe as die Gees jou spesifiek lei in jou gebed, dan bid jy dit. Om sensitief te wees vir die Heilige Gees se leiding in hierdie verband, is nie 'n bykomende taak op jou reeds besige program nie. Dit is net 'n geleentheid om ons harte te verbind met God se liefde en kompassie vir sy kinders. Stel jou voor, die kragtige netwerk van ondersteuning wat in ons gemeenskap kan ontstaan as ons almal hierdie praktyk omhels en dit toepas. Dink net aan die laste wat verlig word, die bemoediging wat in moeilike tye ontvang word, die deurbrake wat plaasvind, die beskerming in nood, die voorsiening in tye van tekort. Alles as gevolg van ons getroue gebede vir mekaar. Jy is dalk nie vandag die hande en die voete wat die werk doen nie, maar jy is dalk die mondstuk wat die vraewerk doen. En moenie oordeel as iemand se naam in jou gedagtes opkom en dink, ag nee, wat hulle het nie 'n behoefte nie, hulle het alles. Ons almal, ongeag wie ons is en wat ons het van tyd tot tyd krag, wysheid, genesing, voorsiening en geestelike ondersteuning nodig. Vriendin, wees net gehoorsaam, wees net getrou, bid. So, hierdie week wil ek jou uitdaag om jouself bewustelik beskikbaar te stel in die diensbaarheid van gebed. Vra die Heilige Gees om jou te lei en jou te gebruik om vir ander te bid. Dan bid getrou vir elkeen wat in jou gedagtes opkom. Hierdie week is 'n geleentheid om 'n leefstyl van gebed vir ander te begin kweek. Kom ons dra mekaar een gebed op 'n slag. Nou hier's die uitnodiging. Ek het 'n spesiale gedagte vir Paasfees. Kom ons nooi hierdie Paasfees iemand buite ons gewone kringe, soos dalk jou bure of 'n kollega, ongeag wat hulle geloof is, om saam met jou Paasfees te vier. Maak jou uitnodiging duidelik. Jy nooi hulle om fees te vier vir wat God vir jou gedoen het. As middele beperk is, deel 'n eenvoudige maaltyd saam. Vra hulle om 'n piknikmandjie saam te bring met wat hulle in elk geval sou eet, en dan deel julle net julle genadegawes almal op dieselfde tafel. Is dit nie wonderlik nie? So bietjie samesyn. Tydens die ete deel eenvoudig wat Jesus vir jou gedoen het. Wees dankbaar. Moenie preek nie, gesels net. Kom ons vier fees hierdie Paasfees. En as jy naby aan ons woon, is jy welkom om Sondag 20 April vanaf 11 uur vir 'n 12 uur middagete saam met ons te kom feesvier by ons huis. Pak jou piknikmandjie met wat jy sou eet, jou eetgerei en jou kampstoel en laat weet my vooraf dat ek vir jou kan regstaan met koffie en tee. Nou vriendin, ek groet jou eers hier. Ons kuier volgende week verder. Seën vir die week.